Ja, Here, U is heilig. Wat 'n voorreg is dit om deur U seun na heilige God te kan gaan. Ons loof en ons prys U heilige naam. Amen. Welkom, julle is welkom om julle sitplekke te neem. My naam is Kobus en ons is besig met 'n reeks van doeke na doeners, waar ons kyk hoe lyk die pad en progressie na geestelike volwassenheid. Nou Stefan het laasweek gepreek oor die doeke stadium van wat very messy. Dis daar die eerste fase waar jy ontdek wie God is, wat Jesus vir ons kom doen het deur hom en wat jy nodig het om te groei na die volgende fase. Nou, ons het gepraat oor daai baba fase. Lekker, jy's excited, jy's opgewonde en goed, maar daar is dinge wat jy moet vat en waar jy deur moet gaan na die fases toe. As jy nog nie daarna geluister het nie, jy is welkom om op YouTube te gaan kyk en na daai eerste reeks te luister. Nou, baie belangrik, geestelike volwassenheid lyk anders as biologiese volwassenheid. As jy na iemand kan kyk en jy sê, hy is omtrent 15 en miskien 40, nee, I'm just joking, 20, maar jy kan min of meer skat hoe oud is iemand, maar geestelike volwassenheid werk nie so nie. Jy kan na mense gaan en jy gaan kyk hoe mense lyk, maar jy kan nie weet wat ingaan nie, jy moet na hulle vrug gaan kyk. So geestelike volwassenheid het niks met ouderdom te doen nie. Jy kan jou hele lewe lank in die kerk sit en nog glad nie geestelik groei nie. En die hartseer is baie mense is nie eens bewus of kom eers agter dat hulle nie geestelik groei nie. Nou, Stefan het laas ook na, nie Stefan nie, maar Stephen Covey se 7th Habit of Highly Effective People verwys. En in sy tabel wys hy na die fases wat nodig is vir mense om te groei. Nou, ons het die parallel getrek na geestelike volwassenheid toe. Nou, die eerste fase wat julle sal sien is die beginnerfase. Dis die fase waar jy jou lewe vir die Here gee. Ons praat van die beginner phase of die dependent. Nou die eienskap van daai ding is dat jy nog baie afhanklik is. Jy is afhanklik van groei, jy is afhanklik van mense om jou te kom help voed en deur daai proses te vat. Nou, ons moet asseblief nie daai proses gering ag nie, want almal van ons was daardeur. Elkeen van ons wat hier sit was op 'n stadium, en as jy nog nie is nie, gaan op 'n stadium hopelik kom waar jy jou lewe vir die Here gee. Dit is 'n baie belangrike fase en dit is 'n baie great fase. Nou, toe my kinders gebore was, en ek moet dit net noem, toe hulle gebore was, die eerste keer toe ek daai babatjie vashou, daar was niks wat daai kind eers moes bereik of doen nie. Ek het nie my seun gevat, jy moet eers kyk of jy die bal oor die palle kan skop en dan gaan jy waarde my kry nie. Nee, daai babatjie was van die eerste opslag toe ek hom gesien het, waardevol, hy was geliefd. Already in my lewe sou ek my lewe neerlê vir daai babatjie en hy het nog niks bygedra nie. Dis dieselfde wanneer ons eerste keer ons lewe vir die Here gee. Jy is prysloos, jy is geliefd. Nou, alhoewel jy 'n klein babatjie en so geliefd, hulle is baie werk, fun, messy, loud, maar baie cute. Dan die fase waar ons nou vanaand gaan kyk, is die adult phase. Dit is of ook wat ons noem die dependent of die independent phase, die onafhanklike fase. Jy is nou nie meer nodig wat jy die hele tyd nie, jy kan nou self sekere goeders doen. Ek hou daarvan om te sê the in the one we depend on phase. En ons gaan vanaand lekker na hierdie fase kyk. Dan na die in the one that we depend on fase, volgende week moet julle nie misloop nie, maar daar praat ons oor die interdependent fase. Dit is daai ministry phase. Dis die fase waarin ons stelselmatig besig is om progressief te beweeg. Daai fase waar ons gaan minister. En vir dit moet julle volgende week kom luister. Nou, voor ons aangaan, is daar twee baie belangrike konsepte wat ons moet vasmaak. Die volgende 2 punte moet die lens wees waardeur ons die hele tyd kyk. Soos wat ons aangaan, hou hierdie 2 gedag in julle kop die hele tyd. Soos wat ons praat, herinner jouself die hele tyd daaraan. Die eerste ding is, hierdie reeks gaan nie daaroor om 'n spesiale plek vir jou in die hemel te kry nie. Dit gaan nie daaroor om guns by God te wen nie. Eerste punt, jy is reeds geliefd. Daar's niks wat jy kan doen dat God jou meer lief gaan hê nie. Genade is verniet. Okay, so alhoewel ons die woord doener gaan gebruik,
beteken dit nie dat jy enigiets moet doen om verlossing te wen nie. Die werk wat Christus aan die kruis gedoen het, is volmaak. Dit is reeds gedoen. Maar, om te groei in geestelike volwassenheid, alhoewel dit met die Heilige Gees gepaard gaan, veg dit inspanning, dit veg doen en dit veg aksies. Tweede punt wat baie belangrik is, alles gaan oor Jesus. Alles insluitende ons geestelike groei moet in die konteks van Jesus gesien word. Jesus is waaroor alles gaan. As jou openbaring en jou teologie, wat ook al, nie op Jesus van toepassing is nie, moet die rooi ligte begin flikker. Jesus is nie die intree vlak van geestelike volwassenheid nie. Dinge begin nie met Jesus en dan word dit dieper in geestelike goed nie. Alles, elke openbaring, elke belewenis, elke aspek moet op hom gefokus wees. Nou, Romeine 11:36 sê dit baie mooi, want uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge, aan hom die heerlikheid vir ewig. Ons moet nie hierdie twee dinge uit ons lens vanaand vergeet nie. Voor ons na die volwasse stadium indelf, kom ons bid gou saam. Vader, waar ons vanaand by mekaar kom en gesels oor geestelike groei, weet ons, dit kan nie plaasvind sonder dat dit uit U, deur U en tot U geskied nie. Heilige Gees, laat ons oë gefestig bly op wie U is, en dat U die heerlikheid sal ontvang vir alles wat deur ons gaan. Ons begeerte is om U te verteenwoordig, en ons vra dat dit sal geskied. Here, ek vra dat die woorde wat ek sê, en dit wat my hart is, vir U aanneemlik sal wees, en dat almal wat dit hoor, dit sal toets by U en aan U woord. Amen. Nou, ek gaan eers gou, om hierdie hele prentjie te verduidelik, net 'n scenario skets. Nou, hierdie storie wat ek gaan vertel is totaal en al fiktief. Okay, so is daar enige name of gebeurtenis wat vir julle bekend klink, dis heel toevallig. Nou, Kabous gaan op vakansie. Hy is heel fiks en gesond en lekker op die vakansie, hy doen dinge wat mense op vakansie doen, hy gaan strand toe, hy gaan klim berg, hy loop bietjie rond, kry lekker sonskyn, eet bietjie meer as wat hy moet, lekker, dis lekker op vakansie. Daardie aand lê hy en sy vrou op die bed, bietjie af te son aangesmeer, en hulle gaan deur die foto's van die dag. En daar kry hy 'n skok. Nou, ek weet baie van julle kan nie regtig identifiseer hier meer nie, maar soos wat hulle deur die foto's gaan, sien Kabous 'n foto van homself waar op die strand loop sonder 'n hemp aan. En hy kry 'n skok. Want waar sy maag heen toe hy jonger was. Hy sien net hierdie boepens en op daai oomblik besef hy van gril en skok, hy besluit net daar en dan hy kan nie so aangaan nie. Hy moet iets gaan verander. Na die vakansie gaan hy dadelik en hy sluit by 'n gimnasium aan. Hy gaan sien, nie as sielkundige nie, die eetkundige. Hy kry 'n gesonde eetplan, hy kry 'n oefenprogram. Hy gaan selfs en hy koop nuwe oefenklere. Julle weet daai met die regmerkie. Nee, want hy's nou reg. He's just gonna do it. Hy kry vir hom 'n gymhanddoek, hy kry vir hom 'n waterbottel. Hy maak sy yskas vol hoenderborsies, eiers, shakes, alles wat groen, sleg en gesond is, vol. Hy lees na oor oefenprogramme, hy gaan op YouTube video's, hy raak 'n absoluut kenner van die nuutste oefenprogramme wat daar is. Hy kry selfs 'n accountability groep, mense wat vir hom motiverende boodskappe aanstuur met memes en al daai lekker dinge. Nou, dit gaan goed en alhoewel al hierdie goeders doen, gaan Kabous 'n gym member, 'n nuwe gym member, met sy nuutste oefenklere, maar hy skit nog nie gewig af nie. Hy besluit toe, dalk moet ek gym toe gaan, so hy gaan toe gym toe. Hy gaan besoek die gym, en by die gym gaan hy na die stoomkamers, na die saunas, hy gaan praat met van die frismanne daar, hoor bietjie by Sheldon en raad, en hy stap rond, en hy geniet dit nogal om by die gym te kom, maar hy verloor nog nie die gewig wat hy moet verloor nie. Toe op 'n dag besluit hy toe in die gym stap, dalk moet hy bietjie gewigte gaan optel. En die eerste keer vat hy gewigte en hy begin oefen. Al die tegnieke wat hy leer met sy nuwe oefenklere begin hy dit doen. Na 5 minute is hy poegaai, hy stap uit daarna, maar die volgende dag gaan hy weer terug gym toe. Hy herhaal hierdie nagmerrie dag vir dag. En na 'n maand is daar nog geen verskil nie. Maar die gewoonte om elke dag te gaan is gevestig. Die groente, eiers en hoenderborsies wat hy so gereeld moet eet, is nie meer so sleg nie, veral as hy met 'n diet coke afsluk. Nou,
fast forward 6 maande later, van konstante reg eet met die regte oefenmetodes, kan Kabous nou 'n volle uur oefen. Hy voel beter, sy slegte gewoontes is af, hy vermy alle suiker, julle ken die storie. Nou alhoewel hy nie heeltemal self al sien dat daar verandering is nie, sê ander mense vir hom, hoorie ek sien 'n verskil in jou. Party mense kom en vra sommer vir hom raad. Nou fast forward ons hierdie hele storie 2 jaar later. Op dieselfde dag stap Stef vir die eerste keer in die gym in. Nou, Stef het nie die regte oefenklere nie, hy het nie 'n oefenprogram nie, hy het nie 'n dieetplan nie, hy kom sommer met sy jeans aan. Stef spring dadelik by die weights in. Julle weet daai oefeninge, hy swaai sy arms, hy gooi die gewigte neer, hy gaan na die bench press masjien, laai al die gewigte op, 2 stote, sit neer, gaan doen push-ups, roei bietjie, en toe begin hy opwarm, klim in sy kar, ry McDonald's toe, koop 'n double quarter pounder with cheese. True story. Na 3 maande sien Stef ook nie 'n verskil nie. Teen hierdie tyd besef hy raak swaarder as ooit. Hy besluit toe om met Kabous te gaan praat. Nou Kabous op hierdie stadium het sy maagie al vir 'n six-pack ingery. Hy gaan slaap vroeg, hy doen die beste oefentegnieke, hy pas dit met verantwoordelikheid toe. Kabous kry toe vir Stef. Hy gee hom 'n regte eetprogram, hy wys hom die regte tegnieke aan, hy motiveer hom, hy word sy personal trainer en binne 6 maande kan Stef al die definisie in sy spiere sien. Nou die lank en die kort is van hierdie storie, is dit vergelyk baie met ons geestelike groei na geestelike volwassenheid toe. In die begin doen ons al die regte dinge. Ons gaan sel doen, ons koop vir ons die nuutste study Bible, ons dra ons What Would Jesus Do bandjie, ons het 'n vis op ons bumpersticker op ons kar, ons Facebook status is ons getuig, blessed, child of God, ons sing die regte worship liedjies, ons playlist word gelaai met die beste en die nuutste worship songs, ons gaan street store toe, ons win CCEP by, ons doen die T4T training, ons gaan na die movement toe, of na die Cherish events toe, ons win Discovery by, ons doen al die kursusse by die kerk, ons lees ons woord elke dag, ons gebruik geestelike gawes in die kerk, net soos Kabous in die begin, al die regte dinge gedoen het, alhoewel hy 'n gym member was, tot ons nie self die harde werk begin doen, soeg en sweet en daai swaar gewigte optel, gaan ons nooit die verskil en die vrug sien wat ons begeer nie. Nou hierdie harde werk en sweet waarvan ek praat, is niks anders as volgehoue gehoorsaamheid oor tyd nie. Dit is die essensie waar geestelike volwassenheid gaan, met die fokus op Christus. So Stef ook daar in die gym gekom het die eerste keer, just showing it's not you, soos hy al die oefeninge gedoen het, en nie idee gehad wat hy het nie, gaan baie keer van die mense ook in die kerk, en hulle wil 'n lewe vir die Here gee, en hulle wil dinge doen vir God, maar hulle kom en hulle weet nie wat hulle doen nie, en hulle doen meer skade eintlik as enigiets anders. In die gym oefen ons lank, volgehou, hard, ons eet reg, doen die regte oefeninge om vet af te gooi, met die doel om fisies gesond en om goed te lyk. Geestelike volwassenheid is volgehoue gehoorsaamheid oor tyd, volgens God se waarheid, en daar skud ons die ou mens af, jou sondige natuur, om geestelik gesond te wees, en dan nou meer soos Christus te lyk. Nou die geestelike groei in 'n volwasse stadium, en ek gaan dit nog baie keer sê vanaand, is volgehoue gehoorsaamheid aan die woord van God. Nou, die woord sê baie oor gehoorsaamheid. In 1 Samuel 15:22 lees ons, daarop sê Samuel, het die Here behaan brandoffers of slagoffers soos in gehoorsaamheid aan die stem van die Here? Kyk, om gehoorsaam te wees is beter as slagoffers, om te luister is beter as die vet van ramme. Die Engelse Bybel sê, your obedience is better than your sacrifice. Lukas 6 vers 46, en wat noem julle my? Here, Here, en dan doen julle nie wat ek sê nie. In Johannes 5 vers 3, loving God means keeping his commandments, and his commandments are not burdensome. Nou ongelukkig sien ons baie keer mense het nie die erns of die nood om hierdie dissiplines toe te pas in hulle lewe nie. Hulle sien nie regtig die baat van gehoorsaamheid nie. Hulle sê goed soos byvoorbeeld, maar ek is mos gered. God ken my hart. Ek is onder sy genade.
Maar die harde werklikheid is baie keer sê hulle hierdie goeters want hulle wil nie prys gee wat hulle begeer en hulle begeer nog die leë begeertes van die wêreld. Hebreërs 5 stel dit baie goed. Hy sê daar vanaf vers 11: Hieroor het ons baie om vir julle te sê, wat moeilik is om te verduidelik, aangesien julle traag geword het om te luister. Want terwyl julle in hierdie tyd reeds leraars moes gewees het julle nou weer nodig dat iemand julle die grondbeginsels van die uitsprake van God leer, en het julle weer behoefte aan melk en nie vaste kos nie. Elkeen wat melk gebruik is immers onervare ten opsigte van die boodskap van regverdiging, want hy is 'n suigeling. Maar vaste kos is vir volwassenes, vir hulle wat oor die aanvoeling beskik, deur gewoonte geoefen, om te kan onderskei tussen goed en kwaad. Hierdie mense is soos mense met gym memberships, maar hulle gaan nooit gym toe nie. Hulle mis uit op die volheid van God, of van die volheid van 'n verhouding met God. Die mense ly aan Peter Pan syndroom. Nou dit is, hulle wil nie groot word nie. Hulle bly in die doeke stadium, hulle hele lewe lank. En dan wil hulle tantrums gooi as die beloftes van God se woord nie geskied in hulle lewe nie. En dan sê hulle God voel so ver, maar om hierdie dinge op te gee, wat hulle van God verwyder, dit wil hulle nie doen nie. Nou ek wil nie op tone trap vanaand nie, maar ek moet dit sê, daar is net plek vir een God op jou troon. God gaan homself nie deel nie. Deuteronomium 4 vers 24 sê dit baie duidelik. For the Lord your God is a consuming fire. He is a jealous, impassionate God, demanding what is rightfully and uniquely his. Daai impassionate is filled with a showing of great emotion. God wil jou hê en hy wil jou volledig hê. Hy deel jou nie. It's a righteous quality. As ons praat van God se jealousy oor jou. Romeine 6 vers 1 tot 4. As mense sê, maar ek is mos onder genade. Romeine 6 1 tot 4 sê, what shall we say then? Shall we go on sinning so that grace may increase? Die Romeine het hierso gesê, maar ons kan sonde doen, want ons het mos genade, en ons wil net die genade moet weer wees, ons kan sonde doen. Paulus sê, by no means, we are those who have died to sin. How can we live in it any longer? Or don't you know that all of us who were baptized into Christ Jesus were baptized into his death? We were therefore buried with him through baptism into death, in order that just as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, we may too live a new life. Ons primêre doel is nie om te leef in 'n gehoorsame lewe te leef sodat ons eendag hemel toe kan gaan nie. Moet dit dalk weer sê, ons primêre doel is nie om 'n gehoorsame lewe te leef sodat ons kan hemel toe gaan nie. Die primêre doel is soos die oorspronklike plan van die begin van die skepping af, om God te eer en in 'n verhouding met hom te staan, in 'n verhouding met hom te kan leef nou al. As jy nie weet wat jou roeping is nie, 1 Korintiërs 1 vers 9 sê dit vir jou. God is getrou, deur wie jy geroep is tot die gemeenskap met sy seun Jesus Christus ons Here. We are called to fellowship with Jesus Christ. Dis ons primêre roeping. Nou daar's kenmerke van 'n gelowige in hierdie volwasse stadium. Die eerste kenmerk het ek nou al 'n paar keer genoem, dis volgehoue gehoorsaamheid oor tyd. Dis die stadium waarin ons geestelik groei. Dis nie soos 'n tiener wat wil groot wees, maar sy aksies is teenstrydig nie. Okay, soms wil jy 'n kind wees en ander kere wil jy groot wees. Ek sien met my kinders Kersfees kom, hulle wil later gaan slaap, hulle wil nie by die kiddies table sit nie, hulle wil ook suiks eet saam met die groot mense, maar wanneer by geskenke kom, dan wil hulle voor gaan sit. Want nou is dit geskenke tyd. En die woord sê ons moet nie soos hulle wees nie. Baie mense wil vrug dra sonder dat hulle self moet opgee. Jy kan nie vrug dra sonder om oor te gee aan die gehoorsaamheid aan God nie. Nie net gehoorsaamheid nie, dis baie belangrik. Jy kan nie nou en dan gehoorsaam wees en dink jy gaan volwassenheid kweek nie. En dit is ook nie net oor tyd nie. Hebreërs 5 vers 12 sê dit baie duidelik, want terwyl julle hierdie tyd reeds leraars moes gewees het, tyd kan verbygaan. As dit nie gehoorsaamheid is nie, as dit nie in gehoorsaamheid gebeur nie, dan is dit net tyd wat verbygegaan het. Die twee moet saamgaan, gehoorsaamheid en tyd. Nou,
volgehoue gehoorsaamheid. 1 Korintiërs 13:11, toe ek 'n kind was, het ek gepraat soos 'n kind. Ek het gedink soos 'n kind en geredeneer soos 'n kind. En dit is reg, want jy's 'n kind. Maar nou dat ek 'n man is, het ek die dinge van 'n kind neergelê. 1 Korintiërs 14:20, broers, moenie in julle denke kinders wees nie. Wees onvolwasse in dit wat sleg is, maar julle denke moet volwasse wees. Daar sê Paulus, dit van die wees onskuldig in dit wat sleg is en goed, maar wees volwasse in die dinge van die Here. En dan Romeine 2:13, omdat nie die hoorders van die wet by God geregverdig word nie, maar die daders van die wet geregverdig sal word. Ons moet doen wat die woord van God vir ons sê. Ons kan nie net hoor en dink dit is wat ons gaan red nie. Volgende kenmerk van 'n gelowige in die volwasse stadium is hy streef na heiligheid. Nou, die doel van gehoorsaamheid is om soos Jesus te word. En daardeur word ons geheilig. 1 Petrus 1:14-16 sê, as obedient children, do not be conformed to the passions of your former ignorance, but as he who called you is holy, you also be holy in all your conduct. En alles wat jy doen, since it is written, you shall be holy, for I am holy. God is heilig. So die afleiding wat ek wil maak as ek soos Jesus wil word, is ek moet heilig lewe. Dan vra hy vir my, okay, great, hoe doen 'n mens dit? Romeine 12:2, julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God, eerstens is belangrik, laat God julle verander. Nie die wêreld nie, nie die wette en die dinge wat nou gesê word nie, nie die televisie nie, die opinies van vandag se tyd nie, laat God julle verander, deur julle denke te vernuwe. Hoe word jou denke vernuwe? Jy gaan lees in die woord wat God se denke oor jou is. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is. En dan kan julle dit gehoorsaam. Wat vir God goed, aanneemlik en volmaak is. Derde punt, pas dissiplines toe. Die dissiplines, en dit is baie belangrik, is nie 'n wettiese ding wat jy elke dag ek moet lees, ek moet gaan bid ensovoorts nie. Dit word gebore uit 'n begeerte om God te ontdek. Om dan te doen wat hy sê. As jy 'n jong tienerie is en as ek sê vir jou, hoorie, ek het vir jou 'n splinter nuwe iPhone, Anolie, ek gee vir jou 'n nuwe iPhone met die manual. Anolie gaan daai foon vat, sy gaan lees. Sy gaan al die funksies wil kyk wat sy kan doen met daai foon. Hoekom gaan sy dit doen? Want sy wil die optimale gebruik van daai foon kan doen. Dis dieselfde met ons geestelike lewe. Hoekom gaan jy in die Bybel? Hoekom gaan jy in die woord? Daai dissiplines wat ons doen is ons wil 'n verhouding met God hê. Baie keer voel dit ons wil dit afskei, ons wil net die lekker hê van die Here. Daar's 'n earnesty wat moet kom om die volheid daarvan te beleef. Jakobus 1:25 sê, but he who looks into the perfect law of liberty and continues in it, and is not a forgetful hearer, but a doer of the work, this one will be blessed. Baie belangrik, continuous. Hy's gedurig in die woord. Dis elke dag. Nie net 'n hoorder van die woord nie, maar 'n doener van die woord. Josua 1:8, hierdie wetboek moet die rigsnoer wees vir alles wat jy sê. Oordink dit dag en nag en sorg dat jy alles uitvoer wat daarin geskryf staan. Dan sal jy slaag in alles wat jy doen, sal jy voorspoedig wees. Stefan het laasweek gepraat dat die beginfase jy dissiplines moet toepas om geestelik te groei. Niks verander in die volwasse stadium nie. In die volwasse stadium raak dit inteendeel baie meer doelbewus en intens. Jy het dissipline nodig om dit te doen wat jy nie wil doen nie, en jou vlees sal beklei daarteen. Ek het so rukkie terug begin pull-ups doen. Ek weet nie vir watter rede nie, maar ek wou 10 pull-ups doen, en ek het begin, en dit is nogal moeilik, ek weet nie of julle dit al probeer het nie, maar ek kon 2 doen, en dan wag ek, dan kom my seuns, en dan oefen ons lekker saam, en na 'n week kon ek 3 doen, en 4 doen, en toe op 'n stadium kon ek 10 doen, en toe raak ek siek, en guess what, na 'n week dat ek weer 10 probeer doen, kon ek net 2 doen, want ek het nie aangehou en aangehou nie. Baie keer begin ons sterk, maar ons hou nie aan nie, en dan wil ons verwag om aan te gaan waar ons opgehou het, en jy kan dit nie doen nie. Nou, ons het laasweek gekyk, kom ons kyk net weer na daai geestelike dissiplines wat ons moet toepas. Nou, daar's baie ander geestelike dissiplines, ons fokus net op die volgende. Die eerste een is Bybel lees. Jy moet jou woord lees. Die woord is waar ons tyd met God spandeer. Dis jou stilte tyd,
jy praat met die Here, die mediteerfase waar die woord vir ons sê, meditate on his word day and night. Ons moet op die woord staan, sodat ons op die beloftes van God kan staan. Wat vir jou, en op sy woord kan staan, wat hy vir ons gee. Hoe kan ons gehoorsaam wees aan God, as ons nie weet wat hy sê in sy woord nie? Hoe kan ons onderskei wat waar is en wat vals is, as ons nie in sy woord gaan lees nie? Hoe sal ons weet watter beloftes daar is vir ons, as ons nie in die woord van God klim nie? Toe Jesus in die woestyn gaan, en toe die Satan met hom gepraat het, het hy elke keer geantwoord, daar staan geskrywe. Die woord van God is ons swaard, ons moet dit gebruik. Volgende een is gebed. Praat met God, skeer jou hart, gee hom eer en lofprysing aan hom. Filippense 4:6-7 sê, do not be anxious about anything, but in every situation by prayer and petition with thanksgiving, present your requests to God, and the peace of God which transcends all understanding will guard your heart and your minds in Christ Jesus. Baie belangrik van gebed. Gebed is nie om jou wil af te dwing op God nie. Inteendeel, God kom verander jou hart wanneer jy in gebed is. Het gaan oor om hom te ken en na sy wil te konformeer. Isolasie, ons het gepraat oor isolasie. Dis tyd waar jy alleen is met God. Tyd waar jy hoor, dis intieme tyd, stilweestyd, stoeityd. Jesus gee vir ons 'n perfekte voorbeeld. Elke keer voor 'n groot wonderwerk of voor 'n groot besluit, gaan Jesus, ons lees, in isolation, elke keer. Hy gee sy tyd en hy sit sy gedagtes op God. Dit is 'n intieme oomblik waar ons openbaring ontvang. Psalm 46:10, Jan Pieter het ook vanoggend gelees. But be still and know, recognize, understand that I am God. En dan ook gemeenskap met goddelike mense. Daai fellowship met mekaar. God is 'n verhoudingsgod en ons groei tussen ander mense. Dis nodig dat ons mense het waar ons accountability kan hê. Waar mense vir jou kan sê, jy is op die verkeerde pad. Die lekker ding is, hulle doen dit in liefde, want dit is ons broers en susters in Christus. Maar dieselfde tyd, nie net aanspreek nie, maar ook wanneer jy deur moeilike tye gaan kom help. En dieselfde met jou medemense. Jy is in 'n geleentheid om tussen mense te gaan serve, mense reg te gaan wys. En dan vas is tyd, en ons doen dit gereeld in die kerk, en ek is seker daar kom nog vasgeleenthede, maar dis 'n tyd waar ons ander dinge net op sy plaas en op God fokus. Dis tyd wat afgesonder word om na God te nader. Dit maak ons ook meer vatbaar vir sy leiding. Dan deursettingsvermoë, soos wat jy gaan gym het, jy gaan nie resultate sien as jy nie deurdring nie. Deursettingsvermoë, Jakobus 1:12, blessed is the one who persevere under trials, because having stood the test, that person will receive the crown of life that the Lord has promised to those who love him. Baie keer loop ons in ons volwasse lewe, en 'n volwasse lewe kan ons hier getuig, dis nie altyd maklik nie. Jy moet opstaan, jy moet werk toe gaan, jy moet rekeninge betaal. Dis konstant. Dis dieselfde met ons geestelike lewe. Daar's sekere verantwoordelikhede wat jy moet opneem. Baie keer wil ons kyk na ander mense en sê, joh, daai ou is so gereeld in die woord, daai persoon bid so kragtig. Daai persoon is so gesonde huwelik en hulle kinders is so godvreesend groot gemaak. Wat 'n mooi verhouding. Joh, daai ander, hy is so bold, hulle kan vorentoe kom en bid. Ek is net nie daar nie. Hulle het daai gawes ontvang. Dis nie vir my nie. Hulle kyk, Len en Jer en Stefan, julle het dit, ons het dit nie nou nie. Die waarheid is, hulle het dit net so moeilik. Dit is mense wat dieselfde struggles, dieselfde hartseer, dieselfde uitdagings gaan om hierdie dissiplines toe te pas. Die verskil is, daai mense het baie keer op 'n plek gekom waar hulle besef het, die belangrikheid en die voorreg om in die shadow of the Most High te dwel. Hulle het nie die openbaring ontvang dat jy nie buite Christus kan leef nie. Maar hulle bly daagliks hulle lewe neerlê. Ons het nie verskonings nie. Almal wat na goddelikheid streef, gaan in konflik wees met die vlees en met die vyand. And that's a given. Die voordeel is, ons het die Heilige Gees wat vir ons krag gee en waarin ons kan beweeg. As ons kyk na Paulus, soos julle weet, hy het meer as halfte van die Nuwe Testament geskryf. As jy 'n koppie koop, is dit 10 in Paulus wat daai versie op die koppie vir jou geskryf het. Alright, so ek dink Paulus is redelik, wat geestelike volwassenheid betref, redelik uitgesorteer.
Selfs Paulus sê die volgende in Filippense 3 vers 12 tot 14. Nie dat ek dit al verkry het of al volmaak is nie, maar ek jaag daarna of ek dit ook kan gryp, omdat ek ook deur Christus Jesus gegryp is. Broeders, ek reken nie dat ek dit self gegryp het nie, maar een ding, ek weet die dinge wat agter is, en strek my uit na dit wat voor is, en jaag na die doel om die prys te verkry van die hoë roeping van God in Christus Jesus. Paulus sê, dit wat in die verlede gebeur het is daar, ek gryp nou vorentoe, maar hoor die dringendheid wat hy sê, jaag dit na, gryp dit. Dit is aksiewoorde wat hier gesê word. Paul Washer stel dit baie mooi. Paul Washer vertel die storie van die jong seun, hy sien 'n persoon wat viool speel. En die oues uitsteek en hy sê, hoor hierso, ek sal enigiets gee om soos jy te kan speel. En die ou man sê vir hom, ja, ek het alles gegee om te speel soos wat ek speel. Hy vertel die storie van die jong man wat na hom toe kom en sê, ek sal enigiets gee, sodat die Here my kan gebruik. Hy antwoord hom, so maak jouself bruikbaar. Gooi jouself in die woord tot op die punt waar as jy oopsny, jy die Bybel bloei. Gooi jouself op jou knieë, spandeer tyd met God en ontdek dan in die woord al die dinge wat God haat en vermy dit soos pes. En ontdek al die dinge wat God liefhet en omhels dit diep binne in jou boesem. Dit is urgency. Dit is daai dissipline, daai deursettingsvermoë wat ons moet soek. Daar is 'n belofte in Jakobus 4:8, nader tot God en hy sal tot julle nader. Dis 'n belofte wat ons kan opstaan. Ek doen my beloftes in blou en my Bybel is op blou gehighlight. Onthou, in 1 Korintiërs 9:24 tot 29 praat hy oor dieselfde, die atlete wat hardloop op die baan, maar net een ontvang die prys. Hardloop sodat julle die prys sal ontvang. Al die deelnemers pas absolute selfdissipline toe. Hulle doen dit om die prys te wen wat heel gou sal vergaan, maar ons doen dit vir die ewige prys. Daarom pyl ek reguit op die wenpaal, doelgerig met elke tree wat ek gee. Hoe lyk jou lewe? Is dit doelgerig? Is jy regtig doelgerig besig om God te pursue? Ek is soos 'n bokser wat met elke hout tref. Ek brei my liggaam voor en dissiplineer dit om werklik bruikbaar te wees. Ek wil tog, terwyl ek vir ander gepreek het, self deur God nie gediskwalifiseer word nie. Dan die laaste een van die kenmerke is karakter. Karakter is 'n baie belangrike eienskap. Hoe baie keer kom ons in die kerk en sien ons, daai persoon daar, hy's so geestelik. Hulle is so mooi en dan verwys ons eintlik na hulle gawes toe. Geestelike gawes is nie 'n teken van geestelike volwassenheid nie. Geestelike gawes is 'n geskenk wat jy kry. As dit 'n teken was van volwassenheid, sou Paulus nie die Korintiërs aangevat het nie. Daar sê hy vir hulle, in die kerk van Korintiërs, julle is nog kinders. Hulle het geopereer in hulle geestelike gawes. Die twee bestanddele vir geestelike volwassenheid is volgehoue gehoorsaamheid aan die woord van God oor tyd. Die karakter van Jesus Christus bepaal die standaard van ons geestelike volwassenheid. Dit het niks te doen met ons gawes nie, dit is 'n uitvloeisel daarvan, definitief, en 'n mens moet dit verantwoordelik gebruik. Maar gehoorsame, stabiele, goddelike karakter is waarna ons kyk. Ons lees dit in Titus en in Timoteus vir die kwalifikasies van 'n ouderling. En as 'n mens deur daai lys gaan, dan sien 'n mens, dit is alles karaktereienskappe. Ek dink daar's een gawe wat preek is, so jy moet kan teach. Maar meeste van hulle is gawes. Jou gawes en karakter sonder Christus, se karakter beteken niks nie. In 1 Timoteus, as ons kyk na die kwalifikasies, hulle sê, as iemand na 'n amp of as opsiener streef, begeer hy 'n goeie taak. 'n Opsiener moet onberuslik wees, 'n man met een vrou, beheerst, verstandig, goed gemanierd, gasvry en in staat om onderrig te gee. Hy moet nie 'n dronkaard of 'n veglustige wees nie, maar inskikkelik, vredelewend en nie geldgierig nie. Hy moet volkome waardigheid sy eie huishouding goed bestuur en sy kinders onderdanig hou. Maar as iemand nie sy eie huishouding behoorlik kan bestuur nie, hoe sal hy na die gemeente van God kan omsien? Hy moet nie eie pasbekeerde wees nie, sodat hy nie verwaand of onder dieselfde oordeel as die duiwel beland nie. Boonop, hy moet 'n goeie reputasie onder die mense buite die gemeente hê,
sodat hy nie die skande en in die duiwel se struik beland nie. Jy gaan kyk van wat karakter van jou sê, en dit is nie wat jy van jouself sê, is wat ander mense van jou sê, hoe jy leef. Titus 1:6-9 sê basies dieselfde lys, julle kan dit gaan lees, ons gaan dit skiep. Wanneer jy kyk na die eet van 'n persoon wat geestelik volwasse groei, in Hebreërs 5:14, maar vaste kos is vir volwassenes, vir hulle wat oor die aanvoeling beskik deur gewoonte geoefen om te kan onderskei tussen goed en kwaad. Nou baie keer, en ek was self een van hulle, dink ons as ons so kyk in die skrif van melk en geestelike voedsel, dat melk elementêr is. Dis die basiese evangelie en dan kom die vleis, die vaste kos. Maar ek het agtergekom, dis nie hoe Jesus oor geestelike kos definieer nie. In Johannes 4:34 sê Jesus, my voedsel is om die wil te doen van hom wat my gestuur het en sy werk te voltooi. Jesus sê ook in Johannes 6:27, moenie werk vir kos wat bederf nie, maar vir voedsel wat tot ewige lewe lei. Met ander woorde, as ons nou kyk na hierdie vleis of hierdie vaste kos waarna Jesus en Paulus verwys, het dit niks met lering te doen nie, niks met teachings te doen nie, maar om die werke van Jesus te doen. Dis die volgende vlak van geestelike groei in die koninkryk, waar die Heilige Gees jy sal leer om dieper in hom te gaan. Sommige dinge in die koninkryk kan net geleer word deur dit te doen. Ons sing baie maklik, Jesus take me where your trust is without borders. Let me walk upon the waters. Besef ons moet uit die boot uitklim. Besef ons moet aksie neem vir dit om te geskied. Nou wanneer jy die vleis begin verteer, beteken dit nie dat jy nooit weer in jou lewe melk moet drink nie. Inteendeel, jy het melk nodig om jou geestelike spiere te laat groei. Dit is soos 'n super protein shake dan. Die groei sal egter nooit slegs deur lering gebeur nie. Met ander woorde, dit is nie net teaching wat ons kry nie. Dit is slegs moontlik as jy die werke van Jesus kom doen. Dit wat jy leer en teach, gaan pas dit toe, gaan doen dit, gaan uit. As ons kyk na Jesus se voorbeeld, hy het gebid, hy het gaan hoor by God, hy het God se wil aangeneem, en dan was hy gehoorsaam aan God se wil, en God se stem. Dis dieselfde voorbeeld wat ons moet doen. Ons stop baie keer by bid en hoor, en dan wil ons nie uitgaan nie. Nou, net soos die beginnerstadium, die volgende nodig gehad het, wat Stefan oor gepraat het, die eet van goeie leerstelling, 'n versameling van geestelike dissiplines, 'n liefdevolle mentor om te disipel, is die volwasse besig om 'n goeie leer te beweeg, dit te gehoorsaam, geestelike dissiplines te volhou, en dan ook by te dra en mense te begin te disipel en te mentor, sodat hy Jesus kan wees. Die volwassene is besig om sy ou mens af te skud, om Jesus te reflekteer. En dit is daai volwasse stadium. Ek reflekteer Jesus. Nou daar is 'n verantwoordelikheid van hierdie volwasse stadium. En dit is om te groei na die volgende stadium van ministerfase. Dit is om disippels te gaan maak en sy roeping vir ons te beweeg saam met die gemeenskap van die heiliges, saam met die ander mense wat die Here dien. Efesiërs 4:12-15 sê dit baie mooi, to equip his people for works of service, so that the body of Christ might be built up, until we all reach unity in the faith and in the knowledge of the Son of God, and become mature, attaining to the whole measures of the fullness of Christ. Then we will no longer be infants, tossed back and forth by the waves, and blown here and there by every wind of teaching, and by the cunning and craftiness of people in their deceitful scheming. Instead, speaking the truth in love, we will grow to become, in every respect, the mature body of Him who is the head, that is Christ. As jy meer daarvan wil weet, moet jy volgende week kom. Voor ek afsluit en die worship team so lank vorentoe kan kom, daar is sekere versoekings waarteen ons moet waak, as jy in die adult fase is. Die een is daai totale onafhanklikheid. Aan die een is trots, en dan gemak. Nou, ons kan so maklik op 'n plek kom waar ons voel, I've got this, ek het dit. Ek het nie meer mense nodig om my nie, ek begin op my eie insig te staat maak.
Spreuke 3:5-6 sê, vertrou op die Here met jou hele hart en moenie op jou eie insig te staat maak nie. Ken hom in al jou weë en dan sal hy jou paaie gelyk maak. Dit is 'n baie gevaarlike plek as jy kom en jy voel jy het nie ander gelowiges nodig nie. Selfs geestelike volwasse mense het inspraak van medegelowiges nodig in hulle lewe. Kyk vir Paulus toe hy vir Petrus aangespreek het. Mense het daai mense nodig. Pas op vir trots en gemak. Dis die goudste manier wat jy in jou eie rigting beweeg, begin compromise en jouself op die troon plaas. Galasiërs 6:1-3 sê, broers, as iemand deur een of ander sonde oorval word, moet julle wat met die Gees vervul is, so iemand in die gees van sagmoedigheid reghelp, maar let op jouself, dat ook jy nie versoek word nie. Dra mekaar se laste en vervul so die wet van Christus. As iemand werklik meen dat hy iets is, terwyl hy niks is nie, bedrieg hy homself. 1 Korintiërs 12:2 sê ook, so if you think you are standing firm, be careful that you don't fall. Die wat voor God die knie buig, kan staan vir enigiets wat die wêreld bring. Stefan vertel vir my van 'n boek van C.S. Lewis, The Screwtape Letters. Nou, dit is 'n boek wat in die oogpunt van 'n demoon geskryf word, waar hulle Christene aanval en die strategieë wat hulle gebruik. En daar's hierdie een Christen wat hierdie demoon val, maar hy sê vir sy hoofdemoon wie hy voor met rapport. Hy sê hierdie ou doen goed. Hy's in die kerk, hy bid, hy groei geestelik. Wat moet ek doen? En die demoon sê vir hom, laat hy dit weet. Hy sê the best way for Wormwood to interrupt the patient's virtuosity is to make him aware of it. Just at the moment when he is feeling practically humble, Wormwood would remind him of how humble he is, thus introducing him to pride. Trots het vir Lucifer uit die hemel uit laat skop. Let's stay in the shadow of the Almighty. Kom ons maak seker dat alles wat ons doen in Christus gebeur, niks moet in onsself gebeur nie. Nou, dalk sit jy vanaand hier, en jy het hierdie onblusbare begeerte in jou hart om oor te gee. Soos Kabous daai foto's gesien het en gesê het, tot hier toe nie verder nie. Dalk sit jy hier vanaand en jy besef, tot hier toe nie verder nie, ek kan nie verder gaan nie. Dalk sit jy hierso en jy besef, daar's iets anders op my troon, wat nie God is nie. En dalk moet jy dit kom neerlê. Dalk sê jy, Here, ek was op dreef, ek was in die gym, ek het elke dag alles reg gedoen, maar iewers langs toe het ek bietjie begin inlê, en ek het weer vleeslike gewiggies kom aansit. God wag vir sy verlore seuns en dogters om terug te hardloop na sy arm toe. Die Heilige Gees is daar om jou personal trainer te wees, om jou deur die proses te vat. As dit jy is, wil jy nie vir ons staan nie. Vat daai oomblik van gehoorsaamheid en staan, en as jy dalk iets wil kom neerlê, dalk moet jy vorentoe kom en hier kom buig, en nie die kroon, daai trone wat nie God is nie, kom neerlê voor die Vader en sê, Here, ek gee dit vir U. Dalk weet ek nie hoe ek sonder dit gaan klaarkom nie, maar ek gee dit vir U. Dalk is jy op die plek soos ek gesê het, ek kan nie meer so aangaan nie. Moenie nou dat die oomblik verbygaan nie. Daar's mense wat staan en soos ons gewoonlik doen, as jy iemand sien staan rondom jou, kom ons gaan nie jy hande neer, kom ons gaan bid vir hulle, ek wil 'n oomblik gee om net mekaar te bedien vandag, en dan gaan ek vir ons bid en afsluit. Heilige Gees, baie dankie dat ons nou sensitief kan wees vir U stem, o liewe Vader. Daar waar ons voel, tot hier toe en nie verder nie. Dinge moet verander, o liewe Vader. Vra ek Jesus, kom Heilige Gees, kom oortuig ons. Dankie dat ons weet, I need to move on. Liewe Vader, ons wil nie net members wees nie, ons wil doers wees, liewe Vader. Ons wil geestelik fiks wees. Ons wil meer en meer soos U lyk. Here, daar waar daar dinge in ons lewens is waar U nie koning is nie. Heilige Gees, kom openbaar dit aan ons. Kom wys vir ons wat ons moet neerlê voor die voete, o liewe Vader, dat U die volle heerskappy in ons lewe kan oorneem.
Vader, daar waar ons voel, ek het dit gehad, maar iewers along the way het ek dit laat gaan. Heilige Gees, dankie dat U vir ons krag gee. Heilige Gees, dankie dat ons weet, ons kan na U toe draai en U sal vir ons lei. U sal ons personal trainer wees, U sal by ons staan en U sal ons nie verlaat nie. Vader, dankie dat ons kan staan in U, in geregtigheid vir U Vader. Help ons om hierdie te besoek, liewe Vader, dat ons U rentmeesters en verteenwoordigers kan wees. Ek vra dit in Jesus naam. Amen.